Laat mense, ja, Pier, ek wil saam met julle weer kyk na aanbidding, hoe dit werk, wat dit behels. Ek wil meer in diepte daarna kyk vanaand. Daar was iemand wat in 'n comment gevra het dat ek 'n video, dalk 'n bietjie meer breedvoerige video daaroor doen. So hier is dit. Ons gaan 'n bietjie kyk wat beteken die woord aanbidding in die Ou Testament en Nuwe Testament. En julle gaan dit dalk 'n bietjie anders verstaan as voorheen, as ek dit nou deurgaan met julle. En dan kom ons kyk wat, wie mag ons aanbid? Want Christene dink mos ons kan maar Joshua aanbid. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Ek het al reeds dit behandel met julle voorheen. En ons het gesien Joshua het 'n klomp keer gesê dat ons nie hom moet aanbid nie, maar net die hemelse Vader Jahua. Nou dan is daar Christene wat wil sê Joshua is Jahua. Ek gaan nog 'n rede vir julle gee hier so in hierdie video wat wys dat die Vader Jahua kan nie Joshua wees nie, en Joshua kan nie hy wees nie, want daar is iets wat Joshua voorstel in die Bybel wat wys dat hy kan nie Jahua wees nie. Buiten dat Joshua self gesê het, hy is nie die Vader nie. Hy het baie keer vir ons dit gesê, hy het duidelike onderskeid gemaak tussen homself en die Vader, en hy het ook gesê die Vader is groter as hy, is greater than me. So kom ons kyk gou hier. Dis 'n paar verse wat ek moet deurgaan. Daar is nogal heel wat verse wat mens kan deurgaan met oor hierdie saak. En ek gaan dit met julle deurgaan vandag. Kom ons kyk wat sê die Bybel oor die algemeen, oor aanbidding, wie moet ons aanbid? En ons gaan natuurlik eers kyk in die Ou Testament, in die Wet en in Psalms hierso. Gee aan Jahua, o hemelinge, gee aan Jahua eer en sterkte, gee aan Jahua die eer van sy naam, aanbid Jahua in heilige sieraad. En sien dat ons moet net Jahua aanbid. Of ons moet Jahua aanbid. Eksodus 20 vers 3, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit staan ook so in Deuteronomium 5 vers 7, jy mag nie jouself neerbuig voor voorwerpe of wesens of mense, wat jy gelykstel aan Vader Jahua nie. En hoekom ek hierdie stelling so sê is, en julle sal later sien hoekom, as ons kyk na wat beteken die woord aanbidding in die Ou Testament, in die Hebreëus. Eksodus 34 vers 14, want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want Jahua se naam, karakter, is jaloers. 'n jaloerse Elohim is hy. So jy mag nie dit wat Jahua toekom aan ander gee nie, soos om Joshua te aanbid en te vereer. Dit kom Jahua toe. En dis nie net wat ek sê nie, dis wat Joshua self gesê het ook. En hy het dit 'n hele paar keer gesê, maar die mense wil nie vir hom luister nie, hulle wil net doen wat hulle wil doen. Dis soos die Israeliete wat die goue kalf bou, en dan sê hulle, kom ons vier 'n fees vir Jahua. So hulle wil hulle eie fees opdis daarso met 'n goue kalf in, en hulle wil gaan party en allerlei dinge doen, net wat hulle wil. Maar hulle doen dit nog steeds vir Jahua, dit is nog steeds reg, ons doen dit nog steeds vir Jahua. Nou presies dieselfde mense wat vir Jesus wil aanbid. Ons aanbid hom, ons is lief vir hom, en ons is seker hy sal daarvan hou. Hy hou nie daarvan nie, hy sê dan nie, jylle vir julle moet dit nie doen nie. So, mense moet maar net luister wat hy sê. Deuteronomium 6 vers 13 en 14. Jy moet Jahua, jou Elohim, vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie. Hier sien ons weer eens, ons moet net Jahua, Elohim, vrees en aanbid. Hierdie vers het Joshua gekwoteer aan Satan in die woestyn, Matteus 4 vers 10, en Lukas 4 vers 8 ek dink. 'n paar verse vroeër sê Jahua, Deuteronomium 6 vers 4, Heer o Israel, Jahua, jou Elohim, Jahua is one. En dit is ook om Joshua hierdie verse in Deuteronomium 6 kwoteer aan Satan, want dit is hoe hy vers 4 interpreteer. Hy sê dat Jahua is een, ons moet net hom aanbid en dien. Deuteronomium 10 vers 20, Jahua, jou Elohim, moet jy vrees, hom moet jy dien, en hom moet jy aanhang, en by sy naam sweer. Nou mense, hierdie goed kom direk van Jahua af. Gaan jy vir hom luister of nie? As hy vir jou sê, jy moet net hom aanbid, en net hom dien, gaan jy dit doen, of nie? Of gaan jy verskonings maak om te rebelleer, om ongehoorsaam te wees, en 'n kans te staan om hel toe te gaan, want jy was ongehoorsaam? Hoe dom kan dit dan wees? Jy dink jy doen 'n goeie ding deur ongehoorsaam te wees.
maar dan eindig jy op in die hel. Johannes 4 vers 23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hier sê Jahoua soek mense wat hom in gees en waarheid aanbid. Sien julle? Jahoua sê ons moet die Vader aanbid. Matteus 4 vers 10. Toe sê Jahoua vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, Jahoua jou Elohim moet jy aanbid en hom alleen dien. Mense, hier sê dit vir Satan, maar hy sê dit ook vir jou, want dit staan in die wet. Dit geld vir almal, dit geld nie net vir Satan nie, dit geld vir ons ook. Lukas 4 vers 8. En Jahoua antwoord en sê vir hom, gaan weg van my Satan, want daar is geskrywe, Jahoua jou Elohim moet jy aanbid en hom alleen dien. Weer eens. Dit is vir ons almal, en ons moet vir Jahoua luister. Hoekom moet ons vir hom luister? Want sy woorde gaan jou oordeel eendag. As jy nie hierdie woorde van hom gehoorsaam is nie, mense, gaan dit jou oordeel, en dan gaan jy dalk in die hel eindig, net omdat jy ongewillig was om net die Vader te aanbid. Matteus 6 vers 9. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hier leer Jahoua sy disippels hoe om te bid, en hy sê vir hulle bid tot die Vader. Nee? So ons moet die Vader aanbid en dien, en ons moet tot die Vader bid. Ons bid nie tot enigiemand anders nie, jy bid nie tot Jesus nie, jy aanbid nie Jesus nie. Wat behels aanbidding in die Bybel? Kom ons kyk nou na die woorde, die Hebreëus. Saha is Saha 7812. A primitive root to depress, i.e. prostrate, as jy op blad lê. Bow yourself, down, crouch, fall down, flat, soos jy op jy maag lê, of jy buig, humbly beseech, do make obeisance. Nou obeisance beteken eer betoon, hè? Om eer te betoon, do reverence. Nou, hulle sê in die translation, reverence is eerbiedig wees. Make a stoop, worship. Nou, hierdie is wat die woord aanbidding behels, né? In die King James Version translate Strong's H7812 in the following manner. Die worship, in die meeste van die gevalle word dit as aanbidding gebruik, 99 keer. En dan kry jy toe, om jy te buig, om neer te buig, om eer te betoon, eerbiedig te wees, te plat te lê, te buig, en te hurk. So, dit is waarna dit verwys. En mense, ons sien hierdie geld, ja, nie net vir jou nie. Mense het mense aanbid in die Bybel. Ek gaan nou vir julle verse wys, wat het ook sê, wat hierdie selfde woord gebruik, H7812, Saha, dit is 'n woord wat beteken aanbidding, hoofsaaklik, word dit gebruik vir aanbidding, maar nou gaan julle sien, mense aanbid mense, of mense buig voor groep mense, of mense buig voor engele. Want hierdie is iets wat hulle gedoen het daardie tyd. Dit is maar soos wat die Japaneese vandag doen. Hulle buig voor mekaar, hulle is eerbiedig, hulle is eerbetoning. Hulle wys respek vir mekaar, deur so te buig vir mekaar, en dit is ook hoe hulle groet. Nou, dit is iets wat in daardie tyd gedoen is, in die dae van Abraham, dit is wat hulle gedoen het, dit is hoe hulle baie keer mense gegroet het. Veral as dit mense is wat vir hulle baie spesiaal was, soos Moses wat sy skoonpa aanbid, dit staan so in die Bybel, hy aanbid sy skoonpa, en dan buig hy neer, of hy gaan kniel voor hom. Nou ja, dan moet mense dink nou, hoe werk dit dan as mense nou Jahoua aanbid, en mense aanbid, hoe kan dit werk? Is dit dan nie verkeerd nie? Maar waaroor het gaan, soos ek in die begin gesê daar so is, ons gaan daar naartoe. Jy mag nie jouself neerbuig voor voorwerpe of wesens of mense wat jy gelykstel aan die Vader Jahoua nie. So jy kan eer betoon aan mense en so aan, maar hulle moet nie die rol van Jahoua vervul nie. Hulle moet nie Jahoua vervang in jou lewe en nou buig jy en aanbid jy hulle, as soos wat jy Jahoua sou aanbid en vereer. Iets wat Jahoua toekom. Dit moet jy nie gee vir enige ander wese nie. Dit moet net Jahoua toekom.
En dit is hoe ek glo dit werk. Want in daardie tyd het hulle voor mekaar gebuig. Ons gaan nou weer afdaan. Exodus 18 vers 7, daar gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet, en hy het gebuig, hom aanbid en hom gesoen, en hulle het na mekaar se welstand gevra en in die tent ingegaan. And Moses went out to meet his father-in-law and did obeisance, worship, and kissed him. Sien julle selfs 7:8:1-2 wat aanbidding beteken. Iets wat ek gevind het hierso is vir my baie interessant. Ek onthou 15 jaar terug, toe ek hierdie vers gelees het die eerste keer, en toe sien ek daar staan worship. Toe dink ek, ja, dit is interessant. Maar vandag het hulle die woord obeisance eerder gebruik as die woord worship. En wat ek interessant vind, dink ek is seker 'n Mandela-effek, wat daai woord verander het in die Bybel. Want ek het al die translations gaan kyk, en meeste van hulle sê nou obeisance en nie meer worship nie. Wat sê die Cambridge Dictionary? One by one, the noblemen made their obeisance. Obeisance beteken bend at the waist to the queen. Nou, dit is ons eerbetoning, né? En dit is as jy buig by jou middel voor 'n persoon. Maar soos die Japaneese doen, hulle doen obeisance, sal mekaar groet. Partykeer net met die kop, ander kere buig hulle dieper. Ek dink dit het te doen met hoe belangrik 'n persoon is vir hulle. Genesis 19 vers 1. En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit, en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan, en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe. So hy het letterlik op sy knieë gegaan, met sy in die grond gesoen, voor hulle. Nou, soos het sê hierso in die Griekse, die meer akkurate Ou Testament vertaling, and the two angels came to Sodom at evening, and Lot sat by the gate of Sodom, and Lot, having seen them, rose up and meet them, and he worshipped with his face to the ground and said, so daar sien ons, hy het letterlik hulle geaanbid. Nou natuurlijk, hy het nie geaanbid, omdat hy dink hulle is nou sy God, en hulle vervul daar die rol van Jahoua in sy lewe nie. Dit is net 'n manier van eerbetoning, is net 'n manier van respek, bewys, en hy wil ons nou hulle vra om by sy huis te kom bly. Lot het hulle aanbid, dit is wat die woord in Hebreëus beteken. En dan Genesis 23 vers 7, toe staan Abraham op en buig hom, aanbid voor die volk van die land, voor die seuns van Het. And Abraham stood and bowed himself, worshipped to the people of the land, even the children of Hev. So, hy het nie nou Jahoua se rol vervang in Abraham se lewe nie. Dis net Abraham bewys, is eerbiedig, en hy wys hy respekteer hulle. Genesis 27 vers 29, volke sal jou dien, en nasies voor jou neerbuig, wees 'n heerser oor jou broers, en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig, vervloek is hulle wat jou vloek, en geseënd hulle wat jou seën. Isak seën vir Jakob, hy sê, mag mense Jakob aanbid, mag hulle neerbuig voor Jakob. Genesis 33 vers 3, maar hy self het voor hulle uitgegaan en hom 7 maal na die aarde toegebuig, totdat hy by sy broer gekom het. Dis nou Jakob toe hy weer terugkom by Esau. So Jakob aanbid vir Esau. Dis dieselfde woord soos ons sien in H7:8-1-2, wat aanbidding beteken, wat hier gebruik word. So dit is maar iets wat daardie mense gedoen het in daardie tyd in elk geval. In die westerse wêreld ken ons dit nie, want ons doen nie meer hierdie dinge nie. Ons buig nie meer voor mense nie, of gaan op ons knieë voor mense en buig voor hulle nie. So dit is vir ons baie vreemd, maar in Japan is 'n plek wat jy dit kry. Ek dink in Korea miskien kry jy dit nog. So in sekere plekke kry jy dit nog. Op sekere lande. Maar ons sien dat hierdie aanbidding kan geld vir enigiets, vir enige wese, vir mense en so aan. Maar dis hoekom ek sê, die aanbidding wat Jahoua toekom, omdat as jou skepper, jy mag nie enigiemand anders so aanbid, dat hulle daardie plek vat van jou in jou lewe nie. En dis hoekom Jahoua sê van die afgode, jy moet nie soos 'n afgode maak en voor hulle buig nie, want dan vervang hulle Jahoua in jou lewe, dan replace hulle Jahoua.
En dit is verkeerd. Dit is wat sonde is. En die rede hoekom ek hier nou so kyk ook is om vir julle te wys, daar is verse in die Nuwe Testament byvoorbeeld waar mense worship, mense aanbid, soos mense wat Joshua aanbid, en dan mense soos Cornelius wat Petrus aanbid, en dan die Judeërs, die wat nie Judeërs is nie, wat die ware Judeërs moet aanbid in Openbaring. So ek gaan dit vir julle wys, maar weer eens, dit is maar dieselfde trant as die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dit sê nie dat daardie mense wat Joshua aanbid of voor hom buig of so, dat hulle skielik nou dink hy vervang Jehovah in hulle lewens, en nou aanbid hulle hom asof hy 'n afgod is nie. Hulle eer betoon, hulle wys hulle respekteer hom, hulle buig voor hom, want in eerbied. Strongs, nou dat ons sien wat aanbidding behels in die Ou Testament, kom ons kyk na die Nuwe Testament. Hier is die Strongs G4352. And dan kom ons kyk hier, meaning to kiss, like a dog licking his master's hand, to fawn or crouch to, literally or figuratively, prostrate oneself in homage, to do reverence, to adore, worship, to kiss the hand towards one, in token of reverence among the Orientals, especially the Persians, to fall upon the knees and touch the ground with your forehead. Dis nou wat Lot gedoen het toe daai engele daar aangekom het. As an expression of profound reverence. So ek gesê, dit beteken eerbiedig wees. As jy baie eerbiedig is, soos dat Lot was, dan kniel jy en jy jou kop op die grond. En ek dink dit is nogal, miskien ook hoe Moses sy skoonpa gegroet het, want soos ek sê, oorspronklik was daar die woord ook, maar worship, maar maak nie saak of het sê obeisance, want dit beteken maar dieselfde ding. Dit kom van dieselfde Hebreëse woord af. In the New Testament, by kneeling or prostration, to do homage to one or make obeisance, whether in order to express respect or to make supplications. Terwyl jy respekteer iemand, used of homage shown to men and beings of superior rank. So weer eens, hierdie woord aanbidding geld vir almal. Dit geld vir mense, vir Yahuwah, vir Messias, vir heavenly beings, soos engele, vir demons, ja, vir enige wese basically. Het beteken nie as jy nou lees van iemand wat iets aanbid, dat hulle aanbid 'n afgod, nie? Dit is 'n manier van wys om te eerbetoning en dat jy iemand respekteer. Acts 10 vers 25, Handelinge 10:25, toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom aan tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Die woord daar is aanbid. In die Bybel, Engelse Bybel, and as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. So Cornelius het Petrus aanbid. Openbaring 3 vers 9, ek gaan sommer direk die Engels lees hier. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, of Judeans, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Sien, hy sê, hierdie mense gaan julle nog aanbid. Dan, sinds Mattheus 2 vers 8, and he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. Dis nou Herodes, wat sê vir die wyse manne. And when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. So ons sien, gaan daai koning Herodes nou Joshua gaan aanbid as sy afgod, as sy nuwe afgod wat hy nou gaan aanbid? Nee, dis nie waaroor dit gaan die mense. Hy wil gaan eer betoon. Hy wil gaan eer betoon. Dis wat die woord beteken. So dit geld vir mense, vir Yahuwah, vir engele, vir enigiets, wat jy eer betoon as jy iemand ontmoet, en jy buig voor hulle. Dis waaroor dit gaan. Mattheus 8 vers 2. En daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval, aanbid, en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Dink julle die melaatse man het nie van beter geweet nie? Nie geweet dat die wet sê, hy mag net Vader Jahuwa aanbid. Hy het nie Yahushua aanbid, asof hy Jahuwa is nie, hy het hom eer bewys. Daar is nog 'n paar sulke skrifte oor mense wat hul neerbuig voor Yahushua uit respek en eerbied.
Nie omdat hulle nou dink hy's nou hulle nuwe God en hulle gaan hom nou aanbid nie. En dan nou kom mense vandag aan hulle dit nou as 'n verskoning gebruik en sê, "O, kyk hierdie mense het Joshua aanbid." Nou wat van Petrus? Hulle het hom ook aanbid. En wat van daai Judeërs wat daai kerk, hulle daai kerk ook aanbid. Daai mense in daai kerke het hulle ook aanbid. Hoe werk dit dan? Is Joshua dan nie die enigste God wat ons moet aanbid nie? Moet ons nou Petrus ook aanbid? As mens met daai siening uitgaan. Joshua is 'n engel. Kom ons kyk nou na nog 'n rede hoekom ons nie Joshua moet aanbid nie. Want in die Bybel wys dit vir ons dat Joshua een van sy doele wat ons lees in die Ou en Nuwe Testament is dat hy was 'n engel van Jahoua. So ek gaan vir julle 'n paar bewyse daarvan gee. En dan moet julle julleself afvra, kan 'n engel die Vader wees? Is die hemelse Vader 'n engel? Julle moet die julle wat dink Joshua is Jahoua die Vader, moet julle besluit, is Jahoua die Vader 'n engel? Genesis 21 vers 17 tot 18. Toe hoor Jahoua die stem van die seun en die engel van Jahoua, hier is nou Joshua, het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want Jahoua het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Watter engel kan sê dat hy sal die kind 'n groot nasie maak? Joshua is Jahoua se mondstuk hier. Dit is hoekom hy dit kan sê. Ja, hy spreek namens Jahoua. En hy weet wat dink Jahoua. Hy weet wat wil Jahoua hê, wat wil Jahoua sê. Hy is Jahoua se regterhand, hy is die woord van Jahoua. So daarom kan hy sê, spreek asof Jahoua spreek. En dit maak hom 'n bietjie anders dan as ander engele, want ander engele doen dit nie so nie. Ons sal nog ander voorbeelde hierso wys. Genesis 16 vers 10 en 11. Maar nog steeds is Joshua was Jahoua se engel, die angel of Jahoua. Genesis 16 vers 10 en 11. Verder sê die engel van Jahoua vir haar, weer eens Joshua, hy is die engel van Jahoua. Ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van Jahoua vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want Jahoua het jou in jou elende verhoor. Weereens, engele sê nooit hulle sal dit of dat doen nie. Hulle sê altyd Jahoua sê dit of dat. Maar hierdie is Joshua, Jahoua se mondstuk op aarde, daarom sê hy, ek sal jou nageslag vermeerder. Dit beteken nie mense, ons kan nou Joshua gaan aanbid nie. Hy is nou die mondstuk van Jahoua en hy praat namens hom as 'n engel. Nou sê ons, nou kan ons hom maar aanbid. Genesis 22 vers 11 en 12. Maar die engel van Jahoua het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie. Want nou weet ek dat jy Jahoua vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. Weereens 'n duidelike verwysing na die engel, Joshua, wat anders antwoord as ander engele. En dan sien ons Genesis 22, 15 tot 18, toe roep die engel van Jahoua vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek Jahoua, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste dit nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. As die woord van Jahoua praat, Joshua, asof Jahoua praat. Ja, hy is die woord van Jahoua, so hy praat asof Jahoua praat. Soos ek sê, hy is Jahoua se mondstuk op die aarde. Hy is Jahoua se regterhand, so wat Jahoua buite space and time, kan jy maar sê, gedoen wil hê, inside space and time, dit doen Joshua, want hy is Jahoua se regterhand, hier op aarde. En dis as hy praat hy namens Jahoua, so hy praat asof Jahoua praat. Dit beteken nie, hy is Jahoua nie. Hy is nog steeds Jahoua se mondstuk, hy is nog steeds die engel van Jahoua. Dit sê nie, hy is Jahoua nie, dit is die engel van Jahoua. Mense moet dit besef. Want vandag aanbid jy mense Jahoua se engel.
Judges 2 vers 1. Toe trek die engel van Jahwe van Gilgal op na Bochum en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof het en gesê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Weereens Jehoshua die engel praat asof Jahwe direk praat met die mense. Nee, hy is die mondstuk van Jahwe vir die mense. Hy is die middelaar tussen Jahwe en die mense. Exodus 23 vers 20 tot 21, wat 'n verwysing is na hierdie vorige vers, né? Hierdie ene. Want hier sê hy het saam met Israel getrek met die eerste Exodus. Hier sê die Vader, kyk, ek stuur 'n engel vir jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Jahwe sê hy stuur 'n engel saam met hulle. Watter engel is hierdie mense? Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem, wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Hierdie engel is Jehoshua. Jehoshua is 'n engel. Hy was 'n engel in die Ou Testament. En ek sal nou net vir julle wys, hy is 'n engel ook in die Nuwe Testament. Jahwe sê hier dat hy stuur Jehoshua die engel uit voor Israel. Ons weet Jahwe verwys na Jehoshua hier, want hy sê ook hierdie engel kan julle sondes teen julle hou, wat beteken hy het ook die vermoë om sondes te vergewe. En dan sê Jahwe, ek wil net noem hierso dan, nou wat 'n engel kan sondes vergewe mense? Hierdie is duidelik Jehoshua, hierdie engel. En dan sê Jahwe, my naam is in hom, wat beide kan beteken dat hy het Jahwe se karakter, of dat Jahwe se naam is in sy naam. Ons weet dat Jehoshua beteken Jahwe ons verlosser. Nou, Openbaring 22, vers 7 tot 9. Weereens, hierso is Jehoshua die engel, né? So selfs in die laaste boek van die Bybel, verskyn Jehoshua die engel. Kyk, ek kom gou, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hier sê Jehoshua, ek gaan hierdie in Engels lees, want hy sê dit beter in Engels. Behold, I'm coming quickly, blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Nou, I'm coming quickly, wie kom vandag? Wie sou binnekort gekom het daarso? Wie het 'n tweede koms? Dis mos Jehoshua. Hierdie is Jehoshua wat praat. Vers 8. Now I, John, saw and heard these things, and when I heard and saw, and fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Sien julle, die engel Jehoshua het aan hom verskyn en hom voorgesê, ek kom binnekort met my tweede koms. En toe wou Johannes hom aanbid. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant, and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book worship Yahweh. Hier sê hy dat hy is 'n profeet en hy is 'n servant, net soos Johannes, en hy is 'n engel, en dat hy Yahweh, die Vader, moet aanbid, nie hom nie. Jehoshua sê, moet nie my aanbid nie, aanbid die Vader. Hier is sy verheerlikte liggaam. Hier is Jehoshua in sy glorie. As daar 'n tyd was wat hy aanbid sou kon word, sou hierdie beslis daardie tyd gewees het. Hy was nie eers in sy liggaam nie. Hy was 'n verheerlikte wese. En nog steeds het hy vir Johannes gesê, moet my nie aanbid nie. Nou kom dink julle, hy wil hê julle moet hom vandag aanbid. Hy het dan hier duidelik gewys vir ons, dat dit is nie wat hy wil hê nie. Hy het vir ons gekwoteer alreeds, toe hy op die aarde was as 'n mens, in Matteus 4 vers 10, in Lukas 4 vers 8, en daar in die vers in Johannes wat ek genoem het, dat ons net die Vader moet aanbid en dien. Hier sê die engel Jehoshua dat hy kom gou, sy tweede koms, en dat hy 'n medediensnag is van Johannes en 'n profeet is, soos in Engelse Bybels genoem word, en daarom dat die Johannes hom nie moet aanbid nie, so selfs is in Jehoshua se verheerlikte vorm, waar hy nie aanbid word nie. Hy het dieselfde vir Johannes gesê, as wat hy vir Satan gesê het in Matteus 4 vers 10. So mense, hy het nie sy dingetjie verander nou dat hy verheerlikte liggaam het. Nou kan mense hom nou skielik aanbid nie. Is nog presies dieselfde van die begin af. Hy wou nie gehad het mense moet hom aanbid toe hy op die aarde was nie, en hy wou ook nou nie hê mense moet hom aanbid terwyl hy in die hemel is nie, of waar hy ook al is, in die paradys. Het ons mos nou geleer hoe moet ons lewe? Wat moet ons sê? Wat moet ons bid? Tot wie moet ons bid? Wie moet ons aanbid? Al daardie dinge het hy vir ons geleer. Gaan jy hom gehoorsaam wees? Kolossense 2 vers 18 en 19. Let no one cheat you of your reward.
taking delight in false humility, and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Hierso sê Paulus, mense fouteer as hulle engele aanbid. And not holding fast to the head, from whom all the body nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from Yahuwah. Hier wys Paulus die range. Yahuwah is bo, range. Range. Ja, dis nou wat gebeur as jy Afrikaans en Engels saam doen. Mens kan nogal lekker lag as dit gebeur. Hier wys Paulus die range. Die range. Yahuwah is bo Yahushua, en Yahushua is die hoof van die liggaam, wat sy gelowiges is. Ja, en wat Paulus ook hierso sê, grows with the increase that is from Yahuwah. Hier, ek glo, wel, dis my siening, en ek gaan nog 'n vers vir julle nou gee hierso wat Paulus praat oor die range. En dat hy wil vir hulle wys dat Yahushua is die hoof van die liggaam, hy is nie daar om aanbid te word nie, en dat Yahuwah bring die increase. Yahuwah laat alles ontwikkel, laat alles groei, en aan Yahuwah kom alle eer toe. Nie aan Yahushua die hoof nie. 1 Korintiërs 11 vers 3. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Messias die hoof is van elke man, en die man die hoof is van die vrou, en Yahuwah die hoof is van Messias. Sien julle weer eens, Paulus sê daar, hoe werk het? Yahuwah heel bo, hy is bo Yahushua Messias, en Yahushua Messias wat die hoof is van die liggaam, is bo ons. In Engels sê dit, but I want you to know that the head of every man is Messiah, the head of the woman is man. Hierdie woman en man is man en vrou wat getrouwd is, and the head of the Messiah is Yahuwah. Paulus bevestig wat hy al reeds gesê het, dat die man se hoof is Yahushua, Yahushua se hoof is Vader Yahuwah, né? So ons moet nie Yahushua aanbid nie, ons moet die Vader aanbid. Hy is bo alles. Hy is die enigste een wat ons moet aanbid. En dan hierdie Book of Netzarim 37:19. I am the vine and you are its fruit. And if the vine is sound, surely its fruit will be sound also. Nou Yahushua is gevestig in Yahuwah en hy is hom 100% gehoorsaam. Sy vrugte wat die gelowiges voorstel, sal soos hy dan ook hom en die Vader 100% gehoorsaam wees. As jy dan die vrugte is, mense, dan gaan jy mos ook soos Yahushua wees, in sy voetspore volg. Johannes 15 vers 10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar het en in sy liefde bly. So mense, ons moet in sy voetspore volg. Wat het Yahushua gedoen? Het hy homself aanbid? Het hy mense geleer om hom te aanbid? Of het hy die Vader aanbid? En vir almal vertel, hulle moet die Vader aanbid. Sê julle vir my. En as dit die geval is, dat hy sê dat ons moet net die Vader aanbid, dan moet ons dieselfde doen. Ons moet in sy voetspore volg. Of gaan jy nie in sy voetspore volg, volg jy jou eie paadjie. Volg jy die breë pad. Opsomming. As ons in Yahushua se voetspore volg, sal ons doen wat hy sê. Hy het gesê, ons moet net Vader Yahuwah aanbid en dien, en tot hom alleen bid. Ons sien dat Yahushua se rol deur die Bybel was ook om 'n engel te wees vir Yahuwah. Deurgaans lees ons van Yahushua die engel, wat praat met mense. Paulus wys ons dat ons mag nie engele aanbid nie. En ons weet dat Yahushua 'n engel is, selfs in Openbaring 22 is hy 'n engel. Dan mag ons mos nie hom aanbid nie. Nie net omdat Paulus so sê nie, maar omdat Yahushua ook so sê. Yahushua se woorde sal jou oordeel eendag. So doen wat hy sê, hou op rebels wees. Goeie intensies kan jou nog steeds in die hel laat beland. Johannes 12 vers 48. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Hier maak Yahushua dit baie duidelik vir julle, as julle nie gaan luister na hierdie woorde van Yahushua nie. Mense, dan kan julle jouself imagine waar gaan julle opeindig. Sy woorde gaan julle oordeel en sê, julle was ongehoorsaam, ek ken julle nie, gaan weg van my, julle wat wetteloos geleef het, julle wat nie in my voetspore wil volg nie, julle wat engele aanbid het.
Ek het hom ons nou gewys, Joshua die rol van 'n engel ook vervul in die Bybel. En die Bybel sê duidelik, jy mag nie engele aanbid nie. Nog 'n rede om net die Vader te aanbid. So daar het julle dit, en dis wat ek wou behandel het met julle vandag. En ja, nogal vinnig klaar gemaak. Geniet julle aan verder. Groete, bye.